Welkom terug by hierdie video graad 12. In hierdie video gaan ons kyk na vraag 5 van hierdie vraestel. Dit sê vir ons skets op die asse hieronder die grafiek van h van x, 'n negatiewe tangrafiek waar x tussen -180 en 180 lê. So die eerste ding wat ons sal moet gaan inteken is die asymptote. Omdat daar geen verskywing in die grafiek was nie, gaan die asymptote nog steeds by 90 lê en by -90. So ek sal net my asymptote daar gaan insit. X is 90 en x is -90. As dit verder aangeteken was, dan sou dit ook gelê het by 270 en -270, maar ons word nie gevra om dit te teken in hierdie geval nie. 'n gewone tangrafiek as hy positief is, het 'n snypunt daar by 45 en 1. Jy kan ook die tabelmetode gebruik, enetjie wat jy uitskryf of die een op jou sakrekenaar, en dan kan jy die koördinate gaan bepaal. Die probleem is, daar is 'n minus voor die tan, wat beteken dat hierdie grafiek het gereflekteer oor die x-as, en daarom gaan hierdie punt nou hier lê. Ons het ook gewoonlik by 135 en -1 'n koördinaat, maar omdat dit gereflekteer het, gaan dit nou daar bo lê, en so gaan ons ook al die ander koördinate gaan reflekteer oor die x-as. So nou gaan ons net die tangrafiek teken. Hy sou daar deur die x-as gegaan het by 180 grade, en dan gaan hy hier af by sy asymptoot, en hy draai dan weer op hier by sy asymptoot, en dan sou dit weer van 180 grade afgekom het na sy asymptoot toe. En dit is ons grafiek. Vir die volgende gedeelte sê dit nou, indien h van x 2 eenhede boontoe skuif, skryf die nuwe vergelyking neer. So, die oorspronklike vergelyking verander nie veel nie, daar kom net 'n +2 agteraan vir die verskywing op, so dit verander nie die negatief voor die tan nie. En dan nommer C sê, indien k van x min tan en dan x min p is, gee die waarde van p indien x gelyk aan -135 en x gelyk aan 45 die asymptote van k sal wees. So as ons nou kyk na ons huidige asymptote, dan sien ons dit lê by 90 en by -90. Nou sê hulle, dit gaan skuif na 45 toe en dit gaan skuif na -135 toe. So as ons kyk na die verskywing van die asymptote, het dit 45 grade na links geskuif of 'n negatiewe verskywing van 45 grade. Dit is belangrik om te onthou dat enige negatiewe verskywings met 'n positief in die hakkie geskryf sal word. So hier sal staan x plus 45 as dit na die negatiewe kant toe geskuif het. Dis altyd die teenoorgestelde in die hakkie. En dan beteken dit dat p moet min 45 wees, want as ons hierso in p se plekkie 'n -45 gaan instel, dan gaan die minus en die minus vir ons daai plus in die hakkie gee wat ons nodig het.